In Trinidad en Tobago woon 'n meisie met die naam Destiny. Sy is slim met 'n hart vol nuuskierigheid en avontuurlus. Toe sy net 2 jaar oud was, het sy en haar boeties by haar ouma Grootjie gaan woon. Eendag hoor sy haar boeties praat van Voorslaggies, 'n klub waar kinders van Jesus leer en baie prettige dinge doen. Haar hart het van nuuskierigheid gebons. Sy was verveeld by die huis en het na 'n nuwe avontuur gesmag. Sy vra toe haar ouma Grootjie of sy saam met haar boeties na die klub toe kon gaan. "Nee, skytjie, jy is 'n bietjie te jonk daarvoor," antwoord haar ouma Grootjie. Ongelukkig het sy haar koppie laat sak. Haar drome vir avontuur het in die niet verdwyn. Maar toe, op 'n warm Sondag aand kom sy en haar ouma Grootjie terug van die winkel af en kom tannie Onessa, die leidster van die Voorslaggie klub, tee. Sy het saam met haar kinders gestap wat by haar huis vir die klubvergadering was. Tannie Onessa het Destiny raak gesien en het met haar ouma Grootjie gepraat. "Wat is haar naam?" vra sy. "Destiny," antwoord haar ouma Grootjie. Met 'n vriendelike glimlag vra tannie Onessa vir Destiny, "Wil jy graag na die klub toe kom?" Haar hartjie het gejuig van opwinding en sy het gretiglik geknik. Sy het na haar ouma Grootjie gekyk om te sê wat sy sou sê. Haar ouma Grootjie het geglimlag. "Natuurlik kan jy gaan," het sy gesê. Dis toe dat haar nuwe avontuur begin het. Sy het by die drawertjie klas aangesluit wat elke Sondag in tannie Onessa se huis gebou is. By die eerste klas het sy die Voorslaggie wet en gelofte geleer. Baie entoesiasties het sy verklaar, "Omdat Jesus my liefhet, sal ek altyd my bes doen." Toe sy die aand tuis kom, sê sy bly vir haar ouma Grootjie, "Ek is nie meer verveeld nie." Soos wat Destiny die klubvergaderings bygewoon het, het sy begin voel sy behoort aan 'n groot familie. Tannie Onessa het soos 'n ma vir haar geword en vir haar Bybelverhale geleer. Aan die begin het sy nie veel Bybelverhale geken nie, maar sy wou graag leer. Stadig maar seker het sy die verhale van Noag en die ark, Jona en die groot vis en baie ander ontdek. Haar gunsteling was die verhaal van Ester. Dit was vir Destiny lekker om by tannie Onessa te wees. Sy het die Voorslaggie klasse so geniet, dat sy nie wou loop nie. Nadat haar boeties huis toe is, het sy begin bly vir tannie Onessa se aandgodsdiens. Toe het sy naweke en selfs weksdae daar gekuier. Sy het sabbate saam met tannie Onessa kerk toe gegaan en het selfs spesiale liedjies in die kerk gesing. Haar ouma Grootjie was bly dat tannie Onessa goed vir die klein dogtertjie gesorg het. Toe het tannie Onessa eendag vir Destiny vir haar eie kamer gegee. Sy het by tannie Onessa ingetrek. Sy het 'n nuwe huis gehad. Destiny se avontuur het nie daar opgehou nie. Sy het besluit om op haar 12de verjaarsdag gedoop te word. Almal in die buurt het gesien hoe Destiny se lewe verander het nadat sy Jesus leer ken het deur tannie Onessa en die Voorslaggie klub. Hulle was so bly vir haar en hulle wou ook vir God leer ken. So het Destiny van 'n klein dogtertjie met 'n verlangende hartjie ontwikkel in 'n helder lig in haar gemeenskap wat ander met haar verhaal besiel het.